Kyk na die persoon langs jou en sê, vandag moet jy notas neem. Ons almal het al een of ander vorm van public speaking gedoen. Jy weet, om voor mense te praat. Wie moes al voor klomp mense praat? Jy weet, of het nou 'n skooltoespraak was, of 'n voorlegging by die werk, of selfs by 'n manne of dame ontbyt te gaan praat. Jy weet, ek kan onthou vir my as kind, of ek as 'n kind was, min mense weet het, maar ek het redenaars gelaf. Ek was mal daaroor gewees. Ek het 'n kiek daar uitgekry om daai senuweeagtigheid, daai bang, daai opgewonde, daai alles wat binne in my was, uit te gee vir die mense. Ek het dit so geniet. Ek het nooit goed gedoen daarin nie. Ek het nooit ietsie gewen nie. Ek kan onthou ek het een keer 'n participation award gekry, maar that's it. Maar yes, ek het dit geniet. En enige goeie kommunikasiekenner sal vir jou sê dat wanneer dit kom by public speaking, is jou inleiding belangrik. Want jy het net 'n paar minute om jou gehoor se aandag te gryp. En dit gaan afhang of hulle regop gaan sit, na jou luister, of hulle notas gaan neem. Jy weet, is hulle nuuskierig oor dit wat jy volgende gaan sê. En ek glo Jesus het ietsie van dit verstaan. Ons kry hierdie mooi gedeelte in Matteus 5. En hy gee daai bekende, volgens my, die een van die mees belangrikste of kragtigste boodskappe wat die wêreld nog ooit gehoor het. En hoe begin hy daai boodskap? Dit is vandag bekend as die bergrede. Maar hoe begin hy daai boodskap? Hy begin dit nie met 'n lys van reëls wat jy moet doen of nie moet doen nie. Hy kom nie in met 'n wonderwerk om almal se aandag te kry nie, of hy sê nie klomp waarskuwings nie, maar nee. Hy kyk na sy mense en hy sê vir hulle die werklike gelukkiges. En hulle luister. In Engels is dit so mooi gesê, the beatitudes or the blessing. En ons gaan nou 'n oomblik neem. Ek wil vra, daar waar jy nou sit, ek gaan nou vir julle lees wat Jesus sê, maar ek wil vra dat jy jou oë nou sal toemaak. Jy sit nou by Jesus se voete, jy en jou familie. Gebruik jou verbeelding. Julle sit nou by Jesus se voete. En hy kyk jou in die oë. En hy sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, die mens, as
geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik alles wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor hulle net so vervolg. Julle kan julle oë oopmaak. Dankie Deidre. En van al hierdie seëninge is daar een wat in besonder vir my uitstaan. Dis Matteus 5 vers 9. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. God is vrede. Ek en my vrou, elke keer voordat ons 'n groot keuse moet maak, nou maak ons nie hierdie keuse voordat ons albei vrede het oor die saak nie. Ons albei moet vrede daaroor hê. As ons nie daaroor vrede het nie, dan los ons dit net daar en ons beweeg aan. Maar as ons albei vrede het, dan weet ons, dit kom van die Here af en ons beweeg vorentoe. En dit was so met ons toe ek so 2 jaar terug beroep was in Dayou toe, waar niks het sin gemaak op papier nie. Maar toe my vrou na my toe kom, en ek onthou daai dag soos gister, sy kom na my toe en sy sê vir my, sy het vrede daaroor. En vandag pluk ons die vrugte daarvan. Vanoggend toe my vrou vir my bid, voordat ek kerk toe kom, sê, Here, dankie dat dit so goed gaan met ons. Maak nie saak wat die vyand in die wêreld na ons toe gooi elke dag nie. Vader, dankie dat ons die woord kan verkondig. Maar nou ook, wat gebeur as een van ons nie vrede het oor 'n saak nie? En ek gaan nog steeds aan daarmee. As my vrou nie daaroor vrede het en ek beweeg vorentoe met dit, dan maak ek die deur oop vir die vyand om bitterheid in ons harte te plant. En dit is hoekom vrede so belangrik is. Die samelewing het nie meer geld nodig nie. Die samelewing het nie meer TV-sterre of influencers nodig nie. Die samelewing het meer vrede nodig. Geseënd is die vredemakers. Nou wat is 'n vredemaker? Mans, wie is almal hier getroud? Okay, wie is almal hier gelukkig getroud? Ja. As daar 'n bekleierery is, nou ek weet julle beklei nie by julle huise nie, daar in Bloemfontein, maar as daar 'n bekleierery is, en jy dink die beste manier hoe ek nou vrede op hierdie saak gaan sit, as ek vir my vrou nou gaan sê, kom meer 'n bietjie. Raak vir my rustig. Nee, asseblief, jy moenie na my luister nie. Enigste plek waar jy vrede gaan hê, is op die bank alleen, daai aand. Hoe lyk 'n vredemaker? Het julle al gesien, daar's baie mense, nou moet asseblief nou nie rondkykie, daar's baie mense, wat 'n sekere atmosfeer met hulle saambring in 'n vertrekking. Baie keer, as daai persoon inloop, dan sit soms so ongemaklikheid. Negativiteit kom in. Jy weet, hulle begin skinder. Drama. Jy het al gesien, as jy 'n persoon sien inloop, dan weet jy, daar kom drama. Maar dan is nou weer die ander mense wat die vredemakers, as hulle inloop, dan is dit sommer positief. My ma is so iemand, die van julle wat my ma ken, sal getuig. Jy kon weet dat Ellen McGregor was in hierdie vertrek gewees. Dit is net positief. Wanneer daai persone inloop is, jy voel veilig. Jy kan met hulle enigiets deel. Jy voel aanvaarding. Bemoedig. Daar's hoop, rus.
Hulle bring vrede saam met jou. En my vraag aan jou vanoggend is, watse atmosfeer bring jy saam met jou in 'n kamer in? Geseënd is die vredemakers. Nou, hoekom 'n vredemaker? Want dit is deel van God se karakter. Dis wie hy is. En een van die mooiste kompliment wat enige iemand vir jou van buite af kan gee, as iemand nou van jou praat of oor jou praat, die mooiste kompliment wat enige iemand vir jou kan gee, as hulle vir jou sê, daai ou is 'n kind van die Here. Nie omdat hy al die Bybelverse ken nie, nie omdat hy elke Sondag kerk toe kom nie, maar omdat daar iets van God se karakter binne in jou is wat hulle kan raak sien. Sy vrede. Maar dan sit die vraag by my. As Jesus sê, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word, beteken dit dat as ek vrede maak, is ek gered? Nee, ons redding is nie bepaal deur werke nie, ons redding is bepaal deur die genade van die Here, deur die bloed van Jesus Christus. Alleen. Pastoor Bram het my hierdie week so geseën toe hy vir my gesê het, dat vredemaking is nie die wortel van redding nie, dit is die vrug daarvan. So wanneer jy vrede bring, herstel, versoening, dan wys jy wie jou Vader is. Dan kan iemand duidelik sien, hy is 'n kind van die Here. Ek sien Morney se seun is nou nie hier nie, en ek het so gehoop hy was hier. As hulle vir Morney en vir Ludwig langs mekaar sit, nee, is 'n copy and paste. Ludwig lyk net soos sy pa, en Morney lyk net soos Ludwig. Hulle lyk identies. Gebruik dieselfde hoeveelheid gel ook. Maar net soos kinders dikwels soos hulle aardse ouers lyk, behoort God se kinders net soos hulle hemelse Vader te lyk. Nou, hoe lyk 'n vredemaker? Ek wil so ver gaan om te vra, hoe lyk 'n kind van die Here dan? 'n Vredemaker neem die eerste stap. Wanneer daar konflik of onrus in 'n verhouding is, of selfs in 'n span, dan is ons heel eerste reaksie is om te wag. Nee, hulle moet eers antwoord. Hulle moet eers jammer sê. Hulle gaan eers bel. Hulle het die fight begin, ek het dit net geëindig. Pastoor Bram leer ons altyd so goed, wanneer dit kom by konflik, dan moet ons dit so gou as moontlik hanteer. Pastoor Dion gebruik die voorbeeld van 'n champagne bottel. 'n bottel word geskit. 'n bottel word geskit. En elke keer wat daai konflik nie gehanteer word nie, eendag is eendag, of dit nou oor 'n week of 'n maand of oor 'n jaar is, gaan daai champagne bottel pop. En dan is daar meer skade daai dag, as wat daar net so gewees het, as ons dit van die begin af gehanteer het. Selfs Jesus het die eerste stap geneem, toe hy gesê het, wees 'n vredemaker. En wat doen hy op die kruis? Hy maak vrede. En hy het dieselfde gedoen met doop, met nagmaal en met vergifnis. Hy het homself laat doop en hy het gesê ons moet doop. Hy het nagmaal geneem en hy het gesê ons moet nagmaal neem. Hy het ons elkeen vergewe en hy het gesê julle moet ook vergewe. Vredemakers neem die eerste stap, al is dit moeilik. Hoekom? Want hulle verstaan ietsie van herstel en vrede. Maar ons lewe in hierdie cancel culture, waar as jy ietsie verkeerd op iemand doen, dan cancel hulle jou net daarso. Hulle blok jou.
Iemand sê hierdie week vir my blok en bless. Maar nee. Maak vrede. Beweeg vorentoe. Jy hoef nie beste vriende te word met die persoon nie, maar maak vrede en beweeg vorentoe. Nommer 2. Sê vir die persoon langs jou, maak notas. 'n vredemaker praat die waarheid. Hoor hierso. In liefde. Praat die waarheid in liefde. Vrede beteken nie om konflik te vermy nie. Soms wil ons niks sê nie. Hoekom? Want ons wil die vrede behou. Maar nee, in realiteit is daar 'n groot verskil tussen om vrede te bewaar en om vrede te maak. Praat die waarheid. Hoe weet jy of iemand 'n goeie leier of 'n goeie vriend is? As wanneer hulle na jou toe kom en hulle sê vir jou, dit waarmee jy nou besig is nie reg in die oor van die Here nie. Jy is besig om weg te beweeg van God se roeping oor jou lewe. Soms is die mees liefdevolle ding wat jy vir iemand kan doen, is om daai moeilike gesprek met hulle te hê. Maar nooi die Heilige Gees in dit. En dan gaan jy sien hoe daar vrede en herstel gaan inkom. Rick Warren verduidelik dit so mooi. When you're in conflict with someone, there is one factor that can make the difference between damaging your relationship or deepening it. And that is your attitude. In liefde. Om vrede te maak beteken jy hanteer die probleem met liefde en genade. En ek sluit af. Vredemaker kies vergifnis oor bitterheid. Vergewe mekaar. Al is dit nie jou skuld nie. Hoekom? Want Jesus het dit met jou gedoen. God kyk nie na jou deur jou verlede en oor alles wat jy verkeerd gedoen het nie. God kyk na jou deur die lens van dit wat Jesus vir jou gedoen het op die kruis. Onvergifnis kweek bitterheid. Maar vergifnis kweek vrede. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. En Jesus het vrede tussen ons en God gemaak deur dit wat hy vir ons gedoen het op die kruis. Francis of Assisi, man wat 'n groot verskil gemaak het in die koninkryk en in armoede, verduidelik dit so mooi. Hy sê, Lord, make me an instrument of your peace. My vraag aan jou vandag is, met wie moet jy vrede maak vandag? Ek nooi jou uit. Ek challenge jou. Vir 'n tiener sê ek challenge jou en dan staan hy op. Ek challenge julle vandag. Gaan maak vrede met daai persoon vandag. Hoekom? Dan gaan die wêreld kan sien jy's 'n kind van die Here. En soos wat ek praat, het daar 'n naam by jou opgekom vandag. Skryf dit neer. Vra die Heilige Gees om jou te help. Maar glo die Here roep jou vandag om vrede te maak met daai persoon. Die woord sê, die pastoor Son nie, die woord sê, gaan los jou offer, gaan maak vrede en dan bring jy jou offer. Dis hoe belangrik dit is. Mevrou, kom ons maak ons oë toe. Jy vandag weet, jy moet vrede maak met daai persoon. Ek staan ook vandag hierop. Ek
sê dit net. Staan saam met my op, as jy weet, daar's 'n persoon met wie jy vandag moet vrede maak. Jy gaan vrygespreek word vandag. Amen, amen. Voel daar nog 'n dame wat nog moet opstaan. Heilige Gees, U sien elke persoon wat nou hier staan. Maar ek vra Here dat U ons amper op so opgewonde sal maak om 'n vredemaker te wees vandag. Heilige Gees, ek vra U dat U ons die regte woorde sal gee, die wysheid en kennis sal gee, wanneer ons met daai persoon praat. Ons sal weet wat om te sê. Al is daai persoon oorlede, maak vrede met hulle. Julle kan sit, hou julle oë toe. Jy sit dalk hier vanoggend en jy sê vir my son, daar is nie 'n manier nie. Ek kan nie as myself vergewe oor dit wat ek gedoen het in die verlede, nou moet ek ander mense vrede mee maak. Ek het nie eens vrede met myself nie. Ek voel daar is iemand hier vandag. Dit jy is, wil ek ook vra, staan op jou voete. Jy het God se vrede vandag nodig. Dankie, dankie. Dankie. Awesome. Jesus, gee hulle 'n drukkie op hierdie oomblik. Dat hulle U se vrede sal beleef. Dat dit wat hulle gedoen het in die verlede nie meer saak maak nie. God het jou vandag geroep om na hom toe te hardloop en om vrede te maak met jouself. In Jesus naam. Amen. Julle kan sit. Kom ons hou aan bid. Here, ek dankie vir die uiteindelike voorbeeld wat U vir ons is. Waar U vir ons sê, wees vredemakers. Want julle sal kinders van God genoem word. Ek dank U, Here, dat ons net na U kan kyk na 'n voorbeeld en U volg. Ek vra dat ons vredemakers sal wees, daar waar U ons geplant het. En ons bid dit in Jesus naam. En almal wat dit wil ontvang, sê saam met my, amen. Baie dankie, Bram.